Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se direktiewe is volgens 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof nie bindend nie en habitatsvernietiging bedreig orang-oetangs in Indonesië se reënwoude. Goeiemiddag, my naam is Carla Berg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Die Konstitusionele Hof het beslis dat direktiewe van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie of SAMRK nie wetlik bindend is nie. Die uitspraak vloei voort uit 'n saak tussen die SAMRK en AgriData na 'n verbinding van die SAMRK dat grondbesetters op die plaas De Doringhoek wat in besit is van AgriData gratis toegang tot boorgatwater moet kry. Die uitspraak steun vroeër uitsprake deur die Hooggeregshof in Mpumalanga, as ook die Hoogste Hof van Appel, wat bevind het dat die kommissie se bevindings slegs afdwingbaar is wanneer dit deur 'n hofbevel bekragtig is. Die Konstitusionele Hof se uitspraak bepaal dat die SAMRK se mandaat is om regstellende stappe te fasiliteer, eerder as om dit af te dwing. Die burgerregte groep AfriForum, wat as vriend van die hof opgetree het, verwelkom die uitspraak en bestempel dit as 'n oorwinning vir die gebalanseerde magsteling en 'n grondwetlike bestel. Die Konstitusionele Hof het beslis dat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se bevindings nie bindende direktiewe is nie en dat enige ondersoek van die Menseregte Kommissie waarop daar bevindings gemaak is, eers deur 'n hof afgedwing moet word voordat dit as bindend gereken word. Hierdie beslissing van die Konstitusionele Hof is in lyn met die argumente wat AfriForum as vriend van die hof gelewer het en AfriForum reken dit stel 'n belangrike presedent vir toekomstige ondersoeke en bevindings van die Menseregte Kommissie en dit beskerm landsburgers van ideologies gedrewe of polities gemotiveerde bevindings van die Menseregte Kommissie en verseker dat die konstitusionele orde gehandhaaf word. Die geskorste polisiesersant Fani Nkosi se borgtog is in die Landdroshof in Pretoria Noord geweier. Nkosi word van onder meer met beweerde bande met misdadige syndikaate, die onregmatige besit van dossiere en die onwettige besit van vuurwapens, ammunisie en plofstof beskuldig. Nkosi is vroeër van dese maand in hegtenis geneem nadat die nasionale taakspan 'n klopjag by sy huis uitgevoer het. Die staat beweer dat hy as tussenganger opgetree het om misdaadsyndikaate met invloedryke amptenare te verbind. Landros Thandi Tenledi sê dat Nkosi se vrylating op borgtog nie in die belang van geregtigheid is nie. Die ondersoek duur voort. Die VF+ sê hy gaan Rooiwal kleinboere in die Tshwane Metro ondersteun met dringende regsaksie oor die voortdurende mislukking van die Rooiwal rioolwerke. Volgens die VF+ raadslid Rina Marx ignoreer die metro se bestaande hofbevelle om die aanleg op te gradeer en om die storting van die onbehandelde riool in die Apiesrivier te keer. Die party sê rioolbesoedeling en swambesmetting beskadig oeste en dwing boere om produkte teen groot koste as veevoer te gebruik, terwyl gemeenskappe steeds van watertankwaans afhanklik is. Die VF+ sê die situasie bedreig landbou, voedselsekerheid en die plaaslike ekonomie. Die IFP het besluit dat sy president Fellenkosini Tlabisa vooraan die gesig van die party se verkiesingsveldtogte sal wees. Dit volg nadat die party vroeër besluit het om nie sy beeld te gebruik nie en eerder die van die stigter, Mangosuthu Buthelezi, op veldtogmateriaal te plaas. Die nuwe besluit is tydens 'n uitgebreide nasionale raadsvergadering in Emalageni geneem, waar daar ooreengekom is dat Tlabisa nou op veldtogmateriaal mag verskyn. Die Europese Strafhof het beslis dat Hongarye se teen-LGBTQ-wet van 2021 teenstrydig is met die waardes en wette van die Europese Unie. Die hof het bevind dat die wet wat die bevordering van homoseksualiteit onder minderjariges verbied, menseregte as ook die beginsels van gelykheid en natuurlik menswaardigheid skend. Die saak, een van die grootste menseregte sake in die EU, is deur die Europese Kommissie
en verskeie lidlande, as ook die Europese Parlement, aan hande gemaak. Menseregtegroepe het die uitspraak as histories verwelkom. Die nuwe Hongaarse regering, onder leiding van Peter Magyar, sal nou moet besluit of die wet herroep sal word. En ons sluit af met internasionale nuus. 'n Internasionale ondersoek deur die nuusdiens AFP en The Gecko Project het onthul dat groot dele van Indonesië se reënwoude, wat onder meer die habitat van bedreigde orang-oetangs is, vir plantasies skoongemaak gaan word om papier en verpakkingsmateriaal te verskaf. Die ondersoek verbind hout uit die ontboste gebiede in Borneo met die voorsieningsketting van die maatskappy Asia Symbol, wat produkte maak wat as koolstofneutraal bemark word en deur groot internasionale handelsmerke gebruik word. Volgens die verslag is duisende hektaar woud, insluitend beskermde natuurgebiede, tussen 2016 en 2024 skoongemaak vir plantasies met ernstige gevolge vir biodiversiteit, plaaslike gemeenskappe en oorstromings. Dit is al van my, Carla Burg, vir vandag. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Is jy bang? Dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie hê dit. Wag gou. Ek het dit. Wou. En nou? Great, jy like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.